Goeiemôre broers en susters. Ons sê welkom aan Dominee Teun Skriek. Ons toetrede kom uit tot die erediens kom uit Gesang 157, strofes 1 en 2 en na die foto en seëngroet sing ons tot lof van die Here uit Psalm 146, strofes 1, 3 en 8. Roem sy heilige naam. Laat die wat die teenwoordigheid van die Here soek, bly wees. Soek hulp en beskerming by die Here. Soek gedurig sy teenwoordigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede aan u van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Broers en susters, Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister aandagtig uit Eksodus hoe ons die wet moet onderhou. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie.
Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer en dien nie, want ek, die Here jou God, is onverteelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het hy dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. Ons staan skuldig teenoor God en teenoor mekaar. Kom ons sing uit Gesang 241, strofes 3. Broers en susters, God se wet verseker ons van sy genade. In Efesiërs 2 vers 8 staan daar: julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg: ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagde Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, ons het ons geloof bely. Kom ons dank God ook nou vir die verlossing in Christus. En ons sing uit Gesang 169, strofes 2.
Gemeente, ons skriflesing kom uit Johannes 6, vanaf vers 1 tot 15. Dis die bekende verhaal van die vermeerdering van die brood. Johannes 6 vanaf vers 1. Hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea toe gegaan, wat ook die see van Tiberias genoem word. 'n Groot klomp mense het agter hom aangekom, omdat hulle die wondertekens gesien het wat hy aan die siekes gedoen het. Jesus het toe teen die berg opgegaan en met sy disippels daar gaan sit. Die Paasfees van die Jode was naby. Toe Jesus rondkyk en sien dat 'n groot klomp mense na hom toe aankom, sê hy vir Filippus: "Waar kan ons brood gaan koop, sodat die mense kan eet?" Dit het hy net gesê om hom op die proef te stel, want hy het self goed geweet wat hy gaan doen. Filippus antwoord hom: 200 mense se dagloon is nie eers genoeg om elkeen van hulle 'n stukkie brood te laat kry nie. 'n Ander disipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir hom: "Hier is 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 visse. Maar wat is dit vir so baie mense?" Toe sê Jesus: "Laat die mense gaan sit." Daar was baie gras op daardie plek en die mense het gaan sit. Die mans alleen was omtrent 5000. Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en dit uitgedeel aan die mense wat daar gesit het. En net so ook soveel van die vis as wat hulle wou hê. Nadat die mense versadig was, sê hy vir sy disippels: "Maak die stukke bymekaar wat oorgebly het, sodat daar niks verlore gaan nie." Hulle het dit toe bymekaar gemaak. Daar was 12 mandjies vol met die stukke van die 5 garsbrode oorgebly het, nadat die mense klaar geëet het. Toe die mense die wonderteken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê: "Hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom." Toe Jesus merk dat hulle hom met geweld wil kom koning maak, het hy verder die berg opgegaan. Hy alleen. Tot sover. Mag die Here sy woord aan elkeen van ons vanmôre ryklik seën. Kom ons bid nou saam, sodat ons die Here kan vra om ons te help om nie alleen sy woord te verstaan nie, maar dit ook te glo. Kom ons bid. Hemelse Vader, op hierdie koue wintersoggend beleef ons 'n warmte in hierdie erediens. Want U is hier teenwoordig. Daarom dat ons bidend nader. Hier waar ons voor U vergader. Dankie vir die genade om te kon opstaan, aantrek en gereed maak vir hierdie erediens. Ons het sopas na U woord geluister. En ons gaan na die verkondiging daarvan luister. Help ons om die boodskap wat U wil hê in ons harte moet tuiskom, te hoor en te aanvaar. En dat ons nie net hoorders van die woord sal wees nie, maar ook daders. Seën ons dan nou so saam waar ons by een is, in U naam. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen.
Kom ons sing nou Gesang 253, vers 1 en 2. Dit is ons as gemeente se gebed saam, hier waar ons na die woord van die Here wil kom luister. 253, hier in die skriflesing het ons gehoor van brood, hier gaan sing ons, U het die brood gebreek, eens by die meer. Albei verse van Gesang 253. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons staan aan die begin van die tweede helfte van 2026. 26 Sondae is agter die rug. En vanoggend is die eerste van die volgende 26 Sondae van hierdie jaar. Vandag is dit ook die eerste dag van die res van my lewe en die eerste dag van die res van jou lewe. Vandag is ook die eerste dag van die res van hierdie gemeente se bestaan. Ons kyk dus vooruit na die toekoms. Ons weet nie wat dit vir ons presies inhou nie. Maar wat ons wel nou al kan bepaal, is wat ons graag wil doen en watter stappe ons gaan neem om ons ideale te verwesenlik. En nou is daar 'n baie belangrike vraag wat elkeen van ons moet beantwoord. Is die gemeente deel van my toekomsbeplanning? Het ek 'n plan en 'n droom vir die gemeente waarvan ek lidmaat is? Dan het ek 'n droom, nie net vir die gemeente nie, maar vir die liggaam van Christus. Want dit is wat die gemeente is, volgens die beeld wat Paulus in 1 Korintiërs 12 gebruik. En nou kan ek sommer hoor dat daar baie verskonings opduik. Ag, wat kan ek nou vir die gemeente doen en beteken? Ek het maar agter in die ry gestaan toe gawes uitgedeel is. Ek is ook nie 'n vermoënde mens nie en ek moet maar my sente mooi omdraai. Ja, verskonings is ook nie in die Bybel onbekend nie. Moses het gesê, hy kan nie goed praat nie. Jeremia het ook gesê, hy kan nie goed praat nie. En hy het gesê, ek is nog te jong. Toe God hulle geroep het, om 'n belangrike taak uit te voer. Kom ons kyk nou na die verhaal wat ons sopas gelees het, sodat ons daarin kan ontdek
dat God klein gawes gebruik om groot dinge mee te doen. Die aanloop van hierdie gebeure was dat die Here Jesus 'n hele paar wonders gedoen het. Dan lees ons in Johannes 6 vers 2. 'n Groot klomp mense het agter hom aangekom omdat hulle die wondertekens gesien het wat hy aan die siekes gedoen het. Toe duik daar egter 'n probleem op. Hierdie groot klomp mense het agter die Here Jesus aangekom en hulle moes iets te ete kry. Om brood te gaan koop sou ook probleme oplewer, want nie alleen sou dit baie geld kos nie, maar dit is onwaarskynlik dat die bakkerye in die dorpie Betsaida, so wat 16 km daarvandaan, nog oop sou wees en genoeg voorraad sou hê. 'n Sommetjie volgens die 2026 se voorgeskrewe minimumloon sou 200 dagloners se loon in vandag se geld R48.368 beloop. En dit sou nie genoeg geld gewees het volgens Filippus se berekeninge nie. So op daardie stadium het dit gelyk asof 'n groot honger hierdie skare se voorland sou wees. Maar toe tree Andreas na vore en hy sê in vers 9 vir die Here Jesus: Hier is 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 visse. Maar wat is dit vir so baie mense? Al die reaksie van Jesus was dat hulle die mense moes laat sit op die baie gras, en dan lees ons van die groot wonder wat plaasgevind het in vers 11. Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en dit uitgedeel aan die mense wat daar gesit het, en net so ook soveel van die vis as wat hulle wou hê. So kry 'n skare mense waarvan net die mans, so wat 5000 was, meer as genoeg om te eet. 12 mandjies het oorgebly. So bereik die Here Jesus die oogmerk om dit aan die mense duidelik te maak dat hy van God kom en dat God hom gestuur het. Ons lees in vers 14. Toe die mense die wonderteken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom. Waar het alles begin? By 5 brode en 2 visse? Nee. By 'n seentjie wat bereid was om sy padkos af te staan. Sy geringe en nederige gawe was in die Here Jesus se hande 'n middel om 'n groot wonderwerk mee te verrig, wat weer daartoe bygedra het dat die mense iets kon snap van die Here Jesus se herkoms en sy taak in hierdie wêreld. Min het daardie seentjie toe hy die oggend wakker geword het, geweet watter groot rol sy paar brode en visse sou speel, of eintlik watter groot rol sy gewilligheid om sy bietjie kos af te staan sou speel. Wat sê hierdie verhaal vir ons so aan die begin van die tweede helfte van die onbekende jaar wat nog voor lê? Eenvoudig net dit. Gee jou gawe of gawes aan die Here
en los dit aan hom oor om wonders daarmee te doen. Hoewel hierdie antwoord 'n baie eenvoudige riglyn gee, is daar iets wat 'n groot struikelblok is om dit te laat realiseer. Hierdie struikelblok is 'n verkeerde siening van ons godsdiens. Wanneer jy dink godsdiens beteken dat God jou moet dien en nie jy vir hom nie, dan val jy vas in jou diensbaarheid. Ons kan dit verder neem na die terrein van die gemeente, waar ons besef dat daar 'n wisselwerking moet wees. Die een hand was die ander. Ek moet met my gawes diensbaar wees aan ander lidmate, en hulle sal op hulle beurt weer diensbaar aan my wees met hulle gawes. Die oog wys vir die hand waar die kos is, en die hand neem die kos weer na die mond. Die tande kou die kos, dit gaan af na die maag, waar dit weer aan die liggaam energie verskaf, en die oog in staat stel om te kan sien. Sommige mense wil lidmaat van 'n gemeente wees waar alles vir hulle lekker is. Die dominee moet goed preek. Die sang moet lewendig wees. Die klankstelsel doeltreffend. Sieke en huisbesoek moet plaasvind en alles moet tot my gerief en voordeel geskied. Ja, hierdie dinge moet gebeur. En ek glo u streef daarna dat hierdie dinge in die gemeente realiseer. Maar kom ons draai nou die volgorde om. Wat doen jy vir die gemeente? Wat is jou droom en ideaal vir die gemeente? Wat is jou aandeel in die op- en die uitbou van die gemeente? En as dit jou nou bietjie iets wat ongemaklik laat voel, het ek nou goeie nuus. Dit wat die Here van jou vra, gee hy. En dit wat hy gee, vra hy ook. Die seentjie waarvan ons in Johannes 6 gelees het, het 5 garsbrode en 2 visse gehad. Maar daarmee saam die gewilligheid om dit aan die Here Jesus te gee, sodat hy daarmee 'n skare van duisende kon kos gee. Die Here gee aan elkeen van ons brode en visse in een of ander vorm. Wees net maar bereid om dit in die hande van die Here te los en hou dop watter groot dinge hy daarmee doen. En hiermee wil ek nou 'n heel uitvoerbare uitdaging aan elke lidmaat rig. Gaan dink hieroor na. Wat is die figuurlike brood en visse wat die Here vir my gegee het? Is my gesindheid reg om dit in die hande van die Here te plaas, dat hy daarmee groot dinge kan doen? Is ek daartoe bereid om nie net gedien te word nie, maar ook om te dien? Het ek die geloof en die liefde om dit te kan doen? Weet ek dat die Here hierdie dinge baie graag aan my sal gee, as ek daarom vra? Broers en susters, as ons elkeen vir die res van die jaar net dit doen, gaan die Here groot dinge met en deur ons doen. Kom ons vertrou die Here daarmee en daarvoor
om met ons brood en visies groot dinge te doen. So word God se droom vir die gemeente ook ons in, of ons droom vir die gemeente. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie verhaal, wat vir ons na 'n geringe verhaal lyk. Maar ons het gesien, in die hande van Jesus, kan daar groot dinge gebeur, met 'n klein gawe. En so bid ons vir hierdie gemeente, vir elke lidmaat, dat elke lidmaat hulle verantwoordelikheid sal nakom, in die opbou en die uitbou van die gemeente. Hierdie gemeente wat vir U kosbaar is. Hierdie gemeente wat ook 'n plek het as lig vir die wêreld. Hier in die omgewing, maar ook oral waar die lidmate hulle bevind, by die werk, by die skool, by die spanningsplekke, op die sportveld. Gebruik U elke lidmaat van die gemeente as sout vir die aarde en lig vir die wêreld. En ons bid ook vir die kerkraad, wat moet leiding gee, wat moet besluite neem. U ken ook die omstandighede wat dit vir hulle soms baie moeilik maak, maar help hulle om te volhard en op te kyk na U toe, van waar hulle hulp vandaan kom. Ons bid vir die leraar en sy huis, seën ook vir hulle met dit wat U weet, hulle nodig het. En dan is daar van ons lidmate wat ongesteld en siek is. Help nie alleen vir hulle nie, maar ook vir hulle wat langs die siekbed staan, en diegene wat gemoeid is met hulle behandeling en versorging. Dan is daar diegene wat hartseer is en 'n rou oor 'n geliefde wat uit hulle midde weggeneem is. Daar is ander wat probleme ondervind op finansiële gebied en ook in hulle verhoudings. Gee tog ook daar uitkoms. Maar dankie dat U elke dag vir ons sorg, dat ons kan eet en aantrek, dat daar nog so baie mooi in die lewe is waarna ons kan kyk, wat ons kan geniet en waardeer. Al kry ons elke dag baie slegte nuus oor baie dinge oor 'n wye front. Dankie vir die baie goeie nuus, dat U vir ons liefhet, dat U ons Vader is en vir ons sorg. Maar U is ook ons herder. En daarom vra ons, loop nou die pad met elkeen van ons verder. Ons bid dit met dankbare harte in die Here Jesus se naam. Amen. Kom ons antwoord op alles wat ons nou môre in hierdie diens beleef het en ons gesang 308. Gesang 308. Al 5 verse. Ek het in die verlede as ek hierdie lied opgee gesê dis eintlik 'n gevaarlike lied, want ons gaan sing en vra, neem my lewe, laat dit Heer. Maar so plaas ons lewe in sy hande om groot wonders met ons te doen. Gesang 308, al 5 verse.
Ontvang nou die seën van die Here en weet dat sy seën by u is, daar waar u u gawes aan hom toevertrou en ander mense met u gawes dien. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.